Goeiedag, baie dankie dat jy saamluister. Ons gaan aan met ons roete 14-6 pitstoppe en ons tema vir ons reeks is stroom op. So om Jesus te volg is 'n stroom op lewe. Roete 14-6 verwys na Johannes 14 vers 6 waar Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. En in 'n roete 14-6 lewe is ons disippels wat in elke voetspoor van Jesus volg. Om stroom op te leef beteken dan dat ons nie saam met die stroom van die wêreld gaan nie, maar teen daardie stroom. So net 'n herinnering aan die punte wat ons behandel hieronder, wat ons reeds gedoen het, is in groen. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons word nie gelyk met die wêreld nie, wat ons vandag dan doen. Ons soek nie mense koninkryke nie. Wat ons nog moet doen is die Here se wil is. Ons is gehoorsaam aan God bo enigiets anders. Roete 14-6 is 'n smal weg en ons skyn die Here se lig. Maar kom ons kyk dan nou na ons soek nie mense koninkryke nie. Hier gaan dit oor 'n totale verandering in 'n paar hoofelemente in ons lewe. En dit is eerstens ons prioriteite. Ons grootste prioriteite kry altyd die meeste van ons tyd. Weet ons gebruik baie keer, dit is 'n verskoning om te sê ons het nie tyd nie, maar dit is nooit 'n geval van ek het nie tyd nie. Dit is ek maak dit nie 'n prioriteit nie. Dis so dat 'n ou partykeer baie besig is en rondhardloop en nie al jou draaie kry nie, maar die goed wat die belangrikste vir jou is, sal jy altyd by uitkom. En daarom as mens iets 'n prioriteit maak, maak jy vir dit tyd. So die eerste ding wat moet verander is prioriteite. Dan begeertes. Ons werk ook na die dinge toe wat ons die graagste soek en vir daardie dinge sal ons allerhande opofferings maak en allerhande dinge doen. Die Here moet ons grootste begeerte wees. Sy koninkryk moet ons grootste begeerte wees. En wanneer dit ook so is, dan is dit iets waarvoor ons sal werk en waarna ons sal streef en waarvoor ons met gemak en liefde sal opoffer. Die derde een is doelwitte. Wat wil ek graag in hierdie lewe bereik? Paulus sê vir ons in Filippense 3, hy maak hom los van wat agter is en daar verwys hy na al die wêreldse dinge waarin hy gewoonlik vasgehou het. Die klein aardse koninkrykies wat hy as 'n mens gebou het. Ek maak my los van dit. My nuwe doelwit is Jesus. Om hom te volg en alles om 'n roete 14-6 lewe te leef, al beteken dit ek moet myself opoffer. En daarom sê ek span my in my nuwe doelwit om uit te kom by die wenstreep waar die hemelse prys vir my wag. Die verandering in ons doelwitte is baie belangrik. Dit beteken nie ons het nie meer aardse doelwitte nie, want hier gee die Here vir ons 'n doel ook en dinge om te doen, maar dit alles word gesien en geleef in die lig van die koninkryk van Jesus, ons Here. So daarom moet ons doelwit ook verander na ek bou nie my eie koninkryk of mense koninkryke nie, maar die koninkryk van Christus. En dit gebeur in nederige diensbaarheid. Daar in Markus 10 vers 43 hoor ons, maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. Jesus leer ook vir ons, ek het gekom om te dien en nie gedien te word nie. En sy diensbaarheid strek tot waar hy sy lewe vir ons gee aan die kruis en ons in dit nuwe lewe kry. Daarom is daar nie grense aan hoe nederig diensbaar ons is nie. En om jou eie koninkryk af te breek, gaan nederige diensbaarheid vat. Dit gaan vat dat jy 'n voetwasgesindheid het, soos Jesus ook leer ons moet hê. Ons sluit af met hierdie punt wat sê, breek die ek koninkryk. Dis die ding wat onmiddellik amper in ons lewe moet gebeur, dat daardie ek koninkryk moet val. Daardie gesindheid en ingesteldheid, prioriteit, waar my dinge en wat ek graag wil bereik, my begeertes, my mense dinge, eerste kom en die meeste van my tyd en energie sal kry. Daardie koninkryk moet val. Die koninkryk moet opstaan en leef in ons die lewe, soos dat Jesus ons leer, soek allereers die koninkryk van die hemel. Nou moet ons onthou, ons as mense het 'n geneigtheid om ons eie koninkryk te wil bou. Ons sien dit al met Adam en Eva, as die duiwel vir Eva sê, nee, maar God weet dat julle soos hy sal wees, dan is dit die oortuigende frase vir haar, om dan in die sonde te val, omdat die mens eintlik in beheer wil wees en wil doen net wat hy wil. Ons as disippels van Jesus wat gered is uit die sondige lewe, moet sê nee, maar ons soek wat God se wil is. In Genesis 11 vers 4, by die toring van Babel, dan staan daar, kom laat ons vir ons 'n stad bou en vir ons 'n naam maak. So dit gaan altyd oor die naam van die mens, die eer van die mens, en dis nie wat by ons as disippels van Jesus hoort nie. Ons moet kan afbreek wat skeiding maak tussen ons en die Here, en wat skeiding maak tussen ons
en die gesindheid van ek's bereid om altyd alles op te offer. Dan in Matteus 6 vers 24 leer Jesus ons, niemand kan 2 here dien nie. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie met jou lewe 1 voet in die wêreld en 1 voet in die koninkryk van Christus leef nie. Dis al 2 voete, jou hele hart in die koninkryk van Christus, terwyl jy op die wêreld of in die wêreld arbei. En dan in Matteus 15 vers 13, dan word daar vir ons geleer, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Daarom is ons te besig is met die dinge wat nie belangrik is nie, die aardse dinge, die kortstondige dinge, moet ons weet is die dinge wat sal vergaan, en moet ons nie daaroor verbaas wees as hierdie dinge vergaan, en ons lewe dan verpletter in mekaar val, omdat dit ons grootste prioriteit in tyd is nie. Nee, breek daai mure af, sodat jy kan sien aan die ander kant van die muur, is daar die ewige lewe, die ewige koninkryk van die Here, waar ons tot in ewigheid saam met hom sal wees, waarvoor ons nou reeds ingestel moet wees en moet lewe. Daarom, met liefde en gemak, breek ek mense koninkryke af, sodat ek in dit kan groei in die opbou en uitbou van die koninkryk van Christus. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg dat ons kan deel hê in ons Here Jesus aan die koninkryk van lewe. Help dat ons om ons harte en in ons lewens, ons eie koninkryke, hierdie mure sal afbreek, dat hulle sal tuimel, en dat ons diensbare diensknegte sal wees, wat ons kruis opneem, onsself opoffer, en 'n stroom op lewe leef, wat roete 14:6 rigting het, agter Jesus ons Here aan. Ons bid so van U Vader in Jesus se naam. Amen.